Weet jy wat laat my worry? Wanneer Donald Trump en Julius Malema dieselfde klink. Ja, dit laat 'n ou nou worry. Waar Donald Trump nou die leierskap, die topleierskap van Iran dreig om hulle nou uit te haal. Nou ja, nou wonder 'n mens, verstaan die man nou nie hoe werk dinge nie. Hy is dan 'n leier van 'n land. Daar is 'n leier van 'n land. Hy is hulle geloofsleier, hulle is 'n islamitiese land. Wat jy ook nou van hulle dink en glo, daar's 90 miljoen mense daar. Hulle het ook verkiesings. Hoe is dit moontlik dat Trump daai persoon kan dreig met moord? En dan dink hy is binne sy reg. Dit is net soos die Jode wat Iran aangeval het sonder enige grondige rede. Hulle het verskeie internasionale wette oortree deur net eenvoudig Iran aan te val. Hulle het nie 'n rede gehad nie. Maar nou ja, die Jode maak soos hulle wil, né? En hier's genoeg sotte in Suid-Afrika wat Jode aanbidders is, wat absoluut alles ondersteun wat Netanyahu vir hulle sê. So, maar wat vir my bekommerniswaardig is nou hierdie tweet van Trump. En kyk bietjie mooi wat hy sê, want hy klink soos Julius Malema. Julius Malema en Donald Trump gebruik dieselfde woorde. Luister mooi. We know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He's an easy target, but he's safe there. We are not going to take him out. Kill, at least not for now. Nou luister mooi wat sê Julius Malema. I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, we have not called for the killing of white people, at least for now. I can't guarantee the future. Yeah, but